Onse Vader wat in die hemel is, dankie Heer dat ons hierdie geleentheid het om te besin oor die roeping van Paulus. Wees met ons terwyl ons u woord studeer in Jesus naam. Amen. Paulus het in die nag van Thessalonika na Berea gevlug. Ons lees in Handelinge 17, daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Berea weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. Handelinge 17 vers 10. Hier agter my, daar is die stappies of die trappies van die sinagoge. Daar in Berea gee hy tydens sy tweede sendingreis in die sinagoge onderrig. In die sinagoge het hy mense gevind wat gretig was om die evangelie te ontvang en dit met die Hebreëse skrif te vergelyk. Die gretigheid van die Bereane om die skrif daagliks te ondersoek het 'n voorbeeld geword vir die vroeë Christene en die naam is oorgedra aan latere kerke oral oor in hierdie omgewing. Lukas vertel vir ons dat baie tot geloof gekom het en dit sluit onder andere in, kom ons lees, baie van hulle het dan ook gelowig geword en van die aansienlike Grieke 'n groot aantal vroue en manne. Dis nou in Handelinge 17 vers 12 wat ons dit lees. Hierdie ontvangs in Berea was waarlik 'n welkome blaaskans vir Paulus en sy span, maar dit het nie baie lank geduur nie. Die Jode, wat nie die evangelie soos deur Paulus verkondig is geglo het nie, het van Thessalonika na Berea gekom toe hulle gehoor het dat Paulus sy bediening in Berea voortgesit het. Hulle het die mense teen Paulus opgesweep en veroorsaak dat hy weer eens moes vlug. Hierdie keer het hy na Athene gevlug. Paulus het vir Silas en Timoteus agtergelaat om vir 'n kort tydjie na die gelowiges in Berea en Thessalonika om te sien. Kom ons lees. Maar toe die Jode van Thessalonika verneem het dat die woord van God ook in Berea deur Paulus verkondig was, het hulle gekom en die skare ook daar opgesweep. Die broeders het Paulus toe dadelik weggestuur om in die rigting van die see te gaan, maar Silas en Timoteus het daar agtergebly. So lees ons die hele verhaal eintlik in Handelinge 17 vers 10 tot 14. Wat 'n ongelooflike verhaal is dit. Vandag kan ons hierdie 3 trappe van die sinagoge, dit is opgegrawe, een van die argeologiese opgrawe, dis hiernatoe gebring waar hulle hierdie monument opgerig het. Aan daardie kant, daar sien julle die roeping van Paulus uitgebeeld en aan hierdie kant sien julle dan daar waar Paulus op die trappe van die sinagoge staan en die verdere beeld daar wys eintlik van hoe die mense sit en luister terwyl hy onderrig gee. Wat 'n voorreg is dit om vandag hier te kan staan, hier by hierdie trappe van die sinagoge waar Paulus eens onderrig gegee het aan hierdie Bereane, hierdie getroue Bereane wat gereed en ywerig was om die woord te studeer wat Paulus gebring het, om te luister wat hy gesê het en om dit dan te meet aan die skrif. Natuurlik, die Ou Testament was al wat hulle gehad het, maar gemeet aan die skrif, die Hebreëse skrif, om seker te maak dat dit wat hy verkondig wel in lyn is met die skrif. En natuurlik, daardie Bereane was getrou gewees, hulle het agtergekom wat reg is, hulle het dit aangeneem en hulle het daardie wonderlike reputasie gekry dat hulle mense was wat die skrif ondersoek het. Mag julle ook met hierdie Sabbatsopening onderneem om skrifondersoekers te word soos hierdie Bereane. Mag julle altyd getrou die skrif ondersoek om seker te maak dat dit wat julle lees, dit wat julle hoor, in lyn is met dit wat die skrif verkondig. Mag die Here ons seën. Kom ons sluit ons oor. Onse Vader wat in die hemel is, dankie Here dat ons hierdie geleentheid het om hierdie Sabbat te open hier in Berea. Mag dit 'n aansporing wees vir ons broers en susters waar hulle sien waar Paulus gestaan het en waar Paulus die boodskap gebring het. En Here, mag ons hierdie boodskap altyd aanneem. Mag ons dit ondersoek en seker maak dat dit waar is. Mag ons dit in ons harte indra en mag ons dit uitleef. Dis my gebed in die naam van Jesus.